Goeiedag aan almal, ons is by sessie 54 en dan Sondag 31. En dan is ons by vraag en antwoord 83 en 84. Ons gaan eers na 83 kyk. 83 vra, wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? En dan kom die antwoord, die verkondiging van die heilige evangelie en die Christelike tug. Met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir gelowiges oopgesluit en vir ongelowiges toegesluit. So skalk, ons gaan redelik werk met die tug en met die seels van die koninkryk met gelowiges en ongelowiges. Kom ons doen eers die eerste ene en dan gaan ons na die tweede ene toe. Ok. Kyk, die hele gedagte van die sleutels kom 'n paar keer voor. Die een waar dit die duidelikste in die Bybel staan is daar waar die Here vir sy disippels gevra het in Matteus 16, wie sê julle is ek? En dan sê Petrus, jy weet, eers sê hulle wat die ander mense sê, en dan sê hy, maar wie sê julle is ek? En dan sê Petrus, u is die Christus, die seun van die lewende God. En dan sê Jesus vir hom, Petrus, weet jy, vlees en bloed het dit nie vir jou geopenbaar nie, dit kom van God af dat jy hierdie belydenis het. En dan sê hy vir Petrus, hy sê, ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk gee. Nou, dit beteken dat wat Petrus oopsluit, is oopgesluit, en wat toesluit, is toegesluit. Kom ons begin eers by die oopgesluit. As Petrus dan op Pinksterdag preek, dan sluit hy die koninkryk van God vir 'n hele klomp mense oop. Terwyl hy preek, spring mense se harte op en gebeur daar 'n wonder. Hulle begin glo. Geloof is altyd 'n wonder. As jy 'n gelowige is, dan wonder jy hoekom ander mense nie glo nie. Maar as jy van buite af daarna so kyk, dan wil jy sê, nou hoe die Joos gebeur dat mense skielik glo. Dis mos 'n wonderwerk, en dit is mos 'n wonderwerk. Daar's nie eers twee dinge daaroor nie. So Petrus sluit vir, ek dink is 3000 mense daar in Handelinge 2, sluit hy die koninkryk oop. Kort daarna lees ons hoe Petrus en Johannes die koninkryk gaan oopsluit in Samaria vir mense. Hulle verkondig, mense raak gelowig. En dan lees ons in die verhaal van Petrus en Cornelius, lees ons hoe hy die koninkryk van die hemel oopsluit vir heidene. So die verkondiging van die woord is 'n sleutel wat die koninkryk van God oopsluit vir mense. En dit is dalk jy weet, die punt waarop ons so eers 'n bietjie moet vassteek. Toe ons nou met die nagmaal en die doop besig was, het ons die hele tyd vir mekaar gesê, dat hier gebeur, dis 'n misterie. Hierdie is net water, dit verander nie regtig in die bloed van Jesus nie, maar dis nie net 'n teken nie. Hier, die Heilige Gees is hier in die doop besig om iets te doen wat ons nie heeltemal kan pyl nie, maar wat absoluut nie niks is nie. Hier gebeur iets tussen hierdie kind en die Heilige Gees voor die aangesig van God. Met die nagmaal het ons dieselfde gesê. Rome het probeer om die misterie weg te neem, deur 'n klokkie te lui en te sê, nou is dit regtig vlees en bloed van die Here Jesus, al lyk dit nie so nie, maar dit is regtig so, en dan is die misterie weg van hoe kom die Here Jesus in my in, want dan eet jy net die brood en dan kom Jesus in jou in, so dan het die misterie verdwyn. En Calvin het in ons gereformeerdes na hom het nogal gesê, doodgewoon gesê, nee, by die nagmaal is daar ook 'n wonderwerk. Hier is 'n misterie, dit is nie net 'n stukkie brood wat jy eet nie, al is dit 'n stukkie brood, maar die Gees van God is daarby, en op 'n manier, terwyl jy hierdie brood eet, kom die Here in jou in, en is hy deel van jou.
ek het nou hierdie draai gemaak, want nou kom ons by die prediking. Daar's 'n ou teoloog in die Westerse kerk, wat gesê het, predicatio verbi Dei est verbum Dei. Die prediking van die woord van God is die woord van God. Nou luister jy partykeer na 'n preek en jy sê nee, dit is regtig nie wat. Maar wat die reformatie en wat die katekismus vir ons hieroor wil sê is, daar gebeur nie niks nie. Marius het gebid en Marius het gesit in sy studeerkamer en hy het 'n preek voorberei en hy lewer die preek. En daar sit mense wat nie van die preek hou nie, daar's altyd iemand wat nie van die preek hou nie, daar's mense wat van die preek hou, daar's altyd darm iemand wat van die preek hou. 'n Klomp mense se gedagtes dwaal 'n bietjie, dan kom hulle weer terug. 'n Gewone, normale Sondag in die kerk. Maar soos by die nagmaal en die doop gebeur hier 'n misterie. Hierdie prediking is 'n sleutel. En op die oomblik van hierdie prediking staan mense weer eens voor die hemel en voor die koninkryk van God. En terwyl die prediking geskied, is dit nie sonder die Heilige Gees nie. Dis saam met die Heilige Gees. En mense wat in die kerk sit moet weet, elke preek is 'n beslissende oomblik. Nie vir die eerste keer wat jy Jesus aanneem as jou verlosser nie. Selfs vir die hoeveelste keer wat jy vir Jesus aanneem as die verlosser. Maar jy staan met elke preek voor die poort van die hemel. En die sleutel van die preek draai in die slot om vir jou oop te maak na die teenwoordigheid van God. Jy het lus om iets te sê. Ja, nee, ek vra net van die tweede vraag sê nou, miskien is dit dieselfde ene, maar ek wil hom tog net vir julle lees. Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die evangelie oop en toegesluit? En dan antwoord hy, volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik verkondig en openlik getuig dat al hulle sondes waarlik deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is. So dikwels as wat hulle die belofte van die evangelie met 'n ware geloof aanneem. En dan, hier daarteenoor word aan al die ongelowiges en heiligelaars verkondig dat die toorn van God en die ewige verdoemenis op ons rus, solank hulle nie bekeer nie. Ok, gooi op my daai ene. Dit is 'n baie skerp onderskeid, né? Ons kry dit elders ook in die katekismus, maar mense sal mos nou gaan kyk, hier is mos nou gewoonlik tekste aan hierdie katekismus mos nou gekoppel ook, maar ek kan ook aan tekste dink wat 'n bietjie anders sê. Ja, kyk, ek dink wat ons moet onthou, kyk, die tekste hier is nou, ek dink die teks wat jy, wat nou hier die helderste spreek, is Matteus 18. Daar sê die Here Jesus, as jou broer teen jou sondig, gaan praat met hom alleen. As jy, dan het jy jou broer, as hy hom bekeer, en hy Ja, doen het ons gaan nie, hom nou in die volgende sessie doen, ja. gaan ons hom by die volgende, ja. Goed, maar daar is, maar die belangrike punt is, Marius, dat met die prediking en met die tug, want ons gaan nou by die tug praat, ja. Net nou, né? Maar as ons nou by die prediking kom as woord wat die poort oopsluit of die poort toesluit na die koninkryk van God, kom ons dink so daaroor. Is die koninkryk van God net hierna? Nee. Die koninkryk van God is daar waar die wil van God gedoen word op aarde soos in die hemel. En hoekom is dit vir God belangrik? God kom ruk ons nie weg van die aarde af die oomblik wat ons Jesus as verlosser aanvaar, sodat die wêreld aan homself oorgelaat word nie. God het 'n geweldig belang daarin
hoe ek en jy en ons medegelowiges hier op die aarde lewe, is ons optrede teenoor mekaar, is ons optrede teenoor ander mense van so aard, dat 'n stukkie hemel op die aarde gekom het. En dis vir God belangrik. En die prediking wil my help om te weet hoe belangrik dit is dat ek die Here lief het met my hele hart en my siel en my verstand, en hoe belangrik dit is dat ek my naaste lief het soos myself, omdat die koninkryk van God vir God op die aarde belangrik is. En as ek nou nie gehoorsaam is nie, is die koninkryk van God belangrik of nie? Dus die koninkryk van God is belangrik, so as ek nie gehoorsaam is nie, dan, en dit sal ons by 'n volgende sessie bespreek, maar as die koninkryk, om my ongehoorsaamheid, die koninkryk van God hinder, dan moet daar met my, dan moet ek tot bekering kom. En die woord van God, die prediking, as jy nou daar staan en jy preek, dan wel as mense daar sit en hulle het nie 'n voorneme terwyl hulle daarna luister nie, om koninkrykskinders te wees in die wêreld nie, dan swaai die hek voor hulle toe van die koninkryk. Nie noodwendig die hek van die hemel nie, nie noodwendig die hek van die ewige lewe nie, maar die hek van die koninkryk hier op aarde swaai voor. Kom ons sê so, want daar's nou en ek dink jy maak nou 'n belangrike onderskeid. Want weer eens die kategorieë wat hulle hier half sê, jy's verdoem of jy's nie verdoem nie. Jy weet, soos baie en weer eens, wat is prediking? Is dit nou as die dominee preek? Is dit as ons by wat is prediking? En ons dink nou net weer aan preek. Nee, mense preek mos nou nie, want is die dominee wat preek. Maar ons praat, as ons oor prediking praat, dan praat ons oor baie meer as net 'n boodskapie wat Sondag gelewer word in 'n diens. So ek wil bietjie meer so daarna dink. Jy weet, as mens nou baie skerp nou dink, daar's nou klomp wat in is en daar's 'n klomp wat uit is, want die oop en toesluit. En soos jy gesê het, daar's baie preke wat ek gaan regtig wonder vir wie hierdie persoon nou iets oopsluit. Want daai preek het eintlik meer vir 'n klomp mense toegesluit, maar kom ons praat net gou, ons het nog so 2 minute oor prediking. En koninkryk oopsluit is iets anders as ewige lewe. Ons praat hier van God wat iets gedoen wil kry. Ek dink dit is 'n insig wat 'n bietjie later eers regtig ontwikkel het, is die belangrikheid van die koninkryk van God op aarde. Vir jare lank was dit verborge. Ek dink die ou wat vir ons die deur daar oopgemaak het, dat ons splinternuut in die Bybel begin raak sien, was Albert Schweitzer, die beroemde sendeling hier in Afrika. Ongelooflike ou, nee, orrelis, 'n uitnemende orrelis, mediese dokter, uitnemende teoloog, sendeling, 'n wonderbare mens was Albert Schweitzer. En hy het graag gesien dat dit vir Jesus gaan om die koninkryk van God wat nou hier op aarde reeds begin met die optrede van die Here Jesus. Hier kom 'n nuwe tydperk. Onthou nou dat die Heilige Gees sluit nie die Bybel alles eensklaps vir mense op die eerste oomblik wat hulle hom lees oop nie. Daar is 'n groeiproses, daar is 'n geweldige ontwikkelingsproses van wat die Gees ook met die kerk deur die eeue heen doen. Daarom kan ons die Bybel dalk nou al op plekke anders lees as wat die reformatore hom gelees het, want ons glo in die Heilige Gees. Hy maak ons oë oop vir nuwe goed. Ons kom nie met teenoorgestelde goed na vore nie, maar ons ontdek nuwe klemme, nuwe betekenisse.
en daai goed word die prediking opgeneem. So ons tyd loop nou uit, maar skalk, so die een ding wat mens hier sê, is weer eens toe hulle in hierdie konteks gepreek het, was, en ons praat oopsluit van goed, was daar goed wat vir hulle kardinaal was en belangrik is, wat by ons weer 'n bietjie anders is, maar ons beweeg binne dieselfde genade, ons beweeg binne dieselfde ruimte, ons beweeg binne dieselfde God wat mens kom word het en 'n pad kom oopsluit het. Maar kom ons kom by die besprekingsvraag. As die prediking van die evangelie werklik 'n sleutel is wat die koninkryk vir jou persoonlik oop of toesluit, hoe verander hierdie wete die manier waarop jy Sondag na die preek luister? Hoor jy dit bloot as 'n interessante praatjie of as God se amptelike vryspraak of waarskuwing aan jou? En dan vir volgende week, ons wil volgende keer oor die kerklike tug praat. Klink dit vir jou na straf of iets beteken dit dalk vir jou iets anders?
Goeiedag aan almal, ons is by sessie 56, Sondag 32 en vraag en antwoord 86. Skalk is baie nommers, maar jy moet tred hou, ons het, onthou op die webruimte is daar so 'n bietjie van 'n uitleg. Jy moet eintlik die uitleg ook voor jou hê, nee, want dit is 'n klomp goede, so ek sê maar die nommers en dan help dit julle, die sessies help om julle te oriënteer, maar die Sondag en die vraag en antwoord sal julle help binne die katekismes. En die vraag is, waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant, alleen uit genade, deur Christus, uit ons ellende verlos is. En dan kom die antwoord, omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys, dat ons God dankbaar is, vir sy weldade en hy deur ons geprys word. Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry, en ons deur ons Godvreesende lewe, ons naaste ook vir Christus kan wen. So Skalk, ons kom nou by 'n nuwe gedeelte, by dankbaarheid. Ja, kyk, ons het aan die begin gesê, die katekismes is ingedeel in 3 dele. Die eerste is hoe groot my sonde en ellende is. Die tweede deel is hoe ek van my sonde en ellende verlos kan word. En die derde deel is hoe ek vir God dankie kan sê. En ek dink dankie is vir my, is dit amper die mooiste deel van die katekismes. Omdat ons soveel uit die hand van die Here ontvang. Die katekismes is mos nou maar geskrywe vir gelowiges in die eerste plek. En die gelowiges het gelowig geword omdat hulle weet hoe groot hulle sonde en ellende is. En omdat hulle weet Jesus het vir ons gesterf. Maar die deel wat vir die gelowiges so belangrik is hoe sê ek dankie? Hoe leef ek 'n dankbare lewe voor God? En die katekismes begin dan om te sê dat ons omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe. Die Here, so het ek nou al baie keer gesê, terwyl ons hier besig is, vat ons soos ons is, maar hy laat bly ons nie soos ons is nie. Ja, dis mooi. Hy verander ons, hy maak ons nuut. Daar's 'n ou, uit een van die Duitse novelles, ek probeer nou, hy het nou uit my kop geglip, sê die ou vir iemand, hy sê, meneer, so en so, jy het niks verander nie, na hulle mekaar gesien het. En dan sê die skrywer, hy sê, en meneer so en so het verbleek. Ja. Hy het bleek geword. Maar ons sien nie ons word bleek nie. Ons sien nie ons word bleek nie, want ons doen ander goed. Ons probeer ander goed tot ons lewe voeg wat ons kleur gee. Maar ons sien nie dat dit is nie iets wat ons maklik in onsself sien nie. Dit is nie iets wat ons maklik in onsself sien nie, maar dit is om van bleek te raak as iemand sê jy het nooit verander nie. Want, maar dit is nou nogal 'n vraag, né? Om vir iemand, as iemand vir het jy verander? Sê ek, ja, weet jy, ons het getrek en weet ek het die aanpassings in my werk gemaak. Ja. Maar ek is nog self, wat het ek verander? Wat het ek verander? Baie keer is die verandering subtiel dat ons dit nie agterkom nie, maar die verandering is tog daar. En die punt is dat ons met ons hele lewe, sê die katekismes, moet wys dat ons dankbaar is. Kyk, maar weer eens Skalk, hierdie is nie net, dit is nie 'n opdrag nie. Dis 'n gevolg. Dankbaarheid is nie 'n ding wat jy ekstra nog doen nie. Dankbaarheid word gebore uit eintlik ons skuldbelydenis, nee, dit word uit gebrokenheid gebore. Dis nie 'n ding wat ons doen omdat ons uit ons eie krag eintlik dit word gebore uit vergifnis. Word gebore uit vergifnis. Daarom begin die katekismes juis met dat ons moet weet hoe groot ons sonde en ellende is. As ons nie weet hoe groot ons sonde en ellende is nie, as ons nie weet dat ons
sonder Christus totaal en al verlore is nie, dan kan ons nie behoorlik dankbaar wees nie. Ons moet weet uit watter ellende ons gered is. En dat ek aan die Here Jesus behoort, ja, dit is nie dis nie iets wat jy bydra nie, maar dit is die gevolg van Christus se inwoning in my. Kyk, Paulus skryf in Filippense 2, vers 12, hy het in 1 tot 11 het hy geskryf oor hierdie gesindheid moet in julle wees wat daar in Jesus Christus was, en dan vertel hy die verhaal van hoe Christus sy goddelike bestaan opgeoffer het om 'n mens te word en gehoorsaam te word tot in die dood, tot aan die kruis, en hoe God hom dan verhoog en hom die hoogste plek gee. Dis vers 11. En dan in vers 12 is 'n boeiende teks vir my nog altyd gewees. Want nou sê Paulus, na hy dit oor Christus vertel het, nee, wat Christus alles vir ons gedoen het, dan sê hy, daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam was, nie net in my teenwoordigheid, nie net as ek daar in julle is om julle op te check nie. Julle was gehoorsaam in die Here as ek daar is, maar selfs as ek weg is, en julle nie kon opcheck nie, was julle gehoorsaam. Werk met vrees en bewing aan julle verlossing. Werk met vrees en bewing aan julle verlossing, want hy wat die gewilligheid en die optrede in julle bewerk soos hy goed vind, is God. Doen alles sonder kla en teenpraat. Want God is die een wat die gewilligheid in jou bewerk. Hy gee jou, daar gebeur, die katekismus sê op 'n stadium, dis onmoontlik om aan die Here Jesus te behoort sonder om te verander. Dit het ons al 'n slag oor gepraat. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik om aan Jesus te behoort sonder dat jy verander, want as jy aan Jesus behoort, woon die Heilige Gees ook in jou. Dan gebeur daar iets met jou waarteen jy eintlik nie regtig kan veg nie. Daarom sê Paulus dat ons verlossing, dat ons aan ons verlossing, die ou vertaling het gesê, werk julle verlossing uit, maar dit is soos, ek het altyd die prentjie in my kop gehad, kyk nou, toe ek kind was, het ons nie net die plaas nie, maar ons het 'n verskriklike groot erf gehad, en dit was my job om die tuin aan die gang te hou. Dus ek is tot vandag toe nog nie lief vir tuin maak nie. Maar as daar 'n klomp kraalmis afgelaai word, en dit lê daar op 'n hoop. Nee, dit moet nie daar op 'n hoop lê nie. Jy moet die graaf vat en jy moet dit strooi oor al die groentes, en dan moet jy dit bietjie in die grond inwerk. En ek het gehou van daai werk julle verlossing uit, want ek het myself daar gesien met die kraalmis wat ek in die tuin moet inwerk. Maar Paulus, die nuwe vertaling, die 2020 vertaling sê, werk met vrees en bewing aan julle verlossing. Want natuurlik word ons nie net verlos van die gevolge van ons sonde nie. Ons word ook verlos van die tirannie van die sonde. Ons word ook verlos van die beheer wat die sonde oor my lewe neem. Ek dink sommer Paulus wat sê, ek smeek julle, neem God se versoening aan. Jy kan God se verlossing aanneem, maar verlossing is versoening. En dan kom daar 'n stuk wat, en ek wil nou daaroor praat van die mense sê, dis nie my verantwoordelikheid, dis nie ek nie, en is interessant, wat ons hiervan praat, is dat God se Gees in jou 'n wil en 'n sin bring, vir iets wat jy nie self sou gekies het nie, maar, en vir mense wat nou inluister, dis die ding, hy is daar, so wat sou ek natuurlik nie vir gekies het, uit my eie krag, wat interessant, dat God 'n wil in my bring, om
iets anders te doen nie, om 'n brug oor te slaan. En versoening is 'n mooi gedeelte daarvan, want hy bring ons weer terug na die ritme van vergifnis toe en herstel en vernuwing. Ja, kom ons vat net gou versoening en dan praat ons oor iets anders ook. Oor die laaste deel van die katekismus vraag vir vandag. Vergifnis, as ek nou, ek het nou 'n nare ding teen jou gedoen. En ek kom na jou toe terug en ek sê, ag ou Marius man, skus man. Ek weet nie wat het my besiel nie, ek was verkeerd, ek vra groot om verskoning, ek moes nie dit van jou gesê het nie. Ons doen nie daai ook maklik nie, nee. Ja, natuurlijk nie. Maar nou kan jy my vergewe, nee? Jy kan my vergewe en jy kan sê, alright, ek sal nie weer daaroor dink nie, ek sal jou dit nie kwaadlik neem nie, en so meer, ek sal nie bly wees as iets slegs met jou gebeur nie, dis wat vergifnis is. Ek sal, dis fyn. Maar nou is jy dalk nie weer lus om vriende met my te wees nie. Jy is vriendelik ons paai stap nie meer saam. Maar ons loop nie meer langs mekaar nie. Versoening beteken dat jy 'n stapie verder as vergifnis gaan. Dat ons paai weer langs mekaar loop. Dat die breuk tussen ons is heel gemaak. Dis versoening. Dit is die wonderbare ding dat God nie net vir ons vergewe nie, maar dat hy weer met ons maats maak. Dat hy So mooi wat jy het stel. God sê, ek vergewe jou, maar ek gaan nie vir jou alleen laat loop nie. Nou stap ek 'n pad saam met jou. Maar nou wil ek jy moet presies dieselfde gaan doen. Ek wil hê dat wanneer jy iemand vergewe, jy die pad, maar dis nou mooi wat hier inpas, want dit is goeie werke, maar dis nie goeie werke in die opsig van iets waarin ek 'n beloning uitkry nie, of iets wat my kan bevoordeel nie, of iets weer eens wat natuurlik my opkom nie. Hierdie werke waarvan ons praat, en dis altyd 'n vraag by ons, is iets wat by ons opkom, wat baie uniek is, en baie prakties is, want al die ander goede is innerlike prosesse, sondebelydenis, vergifnis, en dan, as ons by hierdie plek kom, dan raak dit prakties. Ja, dit gaan om ons daaglikse lewe. Daarom is ek nie vreeslik vrolik daaroor dat ons in die kerk so baie praat oor ons geestelike lewe nie. Ek probeer nog altyd bietjie uitvind wat gaan aan met geestelike lewe. Ons het 'n lewe. Maar vir my gaan dit, ek verkies om liewer te praat oor ons verhouding met die Here Jesus. Die paadjie wat ons met hom loop. En dit het te maak, man, met die manier waarop ek en jy met mekaar praat. Dit het te maak met die manier waarop ek gaan koop en by die ou op die sypaadjie verbyloop. Al daai goed word bepaal deur my verhouding met die Here Jesus, want daar is ook 'n intieme band tussen my en die Here Jesus. As ek hom aangeneem het as my verlosser, dan word my hele lewe 'n offer van danksegging. Paulus sê dit in Romeine 12, waar hy sê, op grond van die barmhartigheid van God doen ek nou 'n beroep op julle om julle liggame, nie julle gees nie, julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik is. Dit is julle sinvolle godsdienst. En dan sê hy, moenie aan die wêreld gelykvormig word nie. Moenie, goeie mense, moenie probeer lyk soos die res van die wêreld nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Dit gaan om die wil van God vir ons. Ek wil net vinnig afsluit, ek het net nou gesê dat ons, want ek sien ons tyd loop uit, die katekismus het hier 'n volgende sinnetjie gesê waaroor daar geweldige boeke geskryf is en waaroor mense baie ongemaklik voel. En dit is dat die goeie werke is nie net die grond van ons redding nie, maar die vrug daarvan, en die vrugte help die gelowige om sekerheid te kry dat sy geloof eg is.
So die katekismus wil eintlik sê, Dis mooi. as jy kan agterkom dat jy verander het, dan weet jy dat jy regtig aan die Here Jesus verbind is. Maar dis 'n baie riskante soort stelling. Dit is want dit word in die Latyn genoem 'n syllogismus practicus, met ander woorde, dis is die bewys, die praktiese bewys dat jy gered is. Maar daar is ook 'n syllogismus mysticus. Dit is die fluistering van die Heilige Gees in my hart dat ek gered is en dat ek aan die Here behoort. Maar nou sê mense, wag bietjie, pas op daarvoor. Jy moet die twee onderskei. Nee, ja, jy moet nie net die twee onderskei nie, jy moet ook oppas daarvoor om jou sekerheid daarop te bou. Nie op jou gevoelens of jou dade nie, maar jou sekerheid moet jy bou slegs op die belofte van die Here Jesus. Ek moes al baie keer vir mense sê, mense sê vir my, ek voel nie dat ek gered is nie. Dan sê ek, ja, maar die Here sê jy is gered. Jesus loves me, this I know, because the Bible tells me so. Nie ek voel so nie omdat my lewe verander het nie, because the Bible tells me so. So kom ons kyk na die besprekingsvraag. As goeie werke nie gedoen word om redding te verdien nie, maar om omdat Christus ons reeds verlos het en deur sy Gees vernuwe, hoe verander dit jou motivering vir jou daaglikse take? Is dit vir jou 'n swaar verpligting of 'n vrug van die evangelie van die goeie werke wat jy vrywillig uitleef? Hierdie is nou 'n moeilike ene, né? Want dit bring 'n klomp mense in ons ritmes eintlik by geleenthede uit. Ek besef net, ons vra vir die Here, vat my weg van die plek en sit my neer op 'n sinvolle plek. Ons is op 'n sinvolle plek. Ons is altyd op 'n sinvolle om aan te herkou vir die volgende week. Lees 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 11. Dink 'n bietjie oor wat dit alles beteken. Goeiemôre, ons is by sessie 57 en vraag en antwoord 87. En die vraag is, kan die mens dan nie salig word wat in hulle goddelose, ondankbare lewe verhard en hulle nie tot God bekeer nie? En dan is die antwoord nee, glad nie. Want die skrif sê dat geen onkuise, afgoddienaar, egbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rower en sulkes die koninkryk van God sal beerwe nie. Skalk. Dit is 'n mondvol. Kyk, so dit is nie outomaties nie. Weet jy, genade is nie outomaties nie. Genade is nie vrugteloos nie. Kom ons stel. Daar is 'n mooi ene, Is nie vrugteloos. Op die einde moet iets kan vrug dra. Ja, want jy weet, dit is kyk, Paulus sê in Efesiërs 5 vers 5. Dis mos nou 'n maklike teks om te onthou. 5 vers 5. Dit moet julle goed besef. Iemand wat onsedelik leef of onrein is of 'n gierigaard is, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Nou is vir my interessant dat die katekismus 'n hele lysie van goed te opnoem wat jy van die koninkryk beroof, maar hulle noem nie die gierigheid nie. Dis weer interessant, weet, gelukkig kom een van hierdie artikels nou nie voor nie, jy weet, so, die 6 goed, maar daar is eintlik mos nou 1000. Ja, is 'n groot en is daar nie 'n teks, is vir my altyd mooi, en dergelike dinge. En dergelike dinge. Dronkenskap, afguns en haat en dergelike dinge. Dergelike dinge, ja. Ek het ons ou koster in die Parel was in Namakwa-lander en hy het gesê hy hou hom nie met anderlike dinge op nie. Nou ja, die anderlike dinge was vir my mooi. Goed, maar dit moet julle goed besef, want kyk, die Here Jesus het gesê 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Olyfboom dra nie vye nie. Hoe sê Jakobus dit? Hy sê, as hy ook daaroor skrywe, Jakobus, hy is vol wysheid, Jakobus.
ek dink nogal hy was lief vir Salomo se spreuke, want daar's baie subtiele verwysings, nie direkte verwysings aanhalings uit Spreuke nie, maar as jy Spreuke goed lees en jy lees Jakobus goed, dan kom jy agter dat Spreuke diep in Jakobus se hart gaan sit. Maar hy kom met baie logiese en praktiese goed ook na vore, hierdie ou boetiekie van die Here Jesus. Hy sê ook, jy weet, 'n fontein kan nie vrot water en vars water hê nie. Een van die twee. 'n boom kan nie vye dra of en olywe nie. Jy moet 'n keuse maak. Of is 'n vyeboom of is 'n olyfboom. En so die Here Jesus ook gesê, 'n boom word aan sy vrugte geken. En daarom is dit so dat as die Here Jesus in jou woon, maar jy verander nie. Jy bly nog dieselfde haatlike mens. Ek wil nie graag oor iemand praat nie, maar ek dink oor die Amerikaanse president Trump, wat die naarste goed oor ander mense sê. En dan homself baie keer dit 'n groot Christen noem. Ek wil sê, die vrugte aan daardie boom sê dat daai boom is nie 'n vyeboom nie. Daai boom is 'n ander soort boom. En ons moet versigtig wees daarvoor. Dit is ons kan nie uit ons vrugte agterkom dat ons gered is nie. Ons kan, die katekismus het die vorige keer gesê, maar dis nie die finale bewys nie. Die finale bewys is die belofte van God, is om God op sy woord te vat, nie? Maar ook as die Here Jesus in ons is, dan moet daar iets van op ons gesig verskyn. Dan moet daar iets van in my hande verskyn, iets van in my voete verskyn. Nie 'n volmaaktheid nie. Want ons word nie volmaakte mense nie. Maar daar moet iets sigbaar word. Al struikel ek, al doen ek 'n redelike grote sonde. Die verskil tussen 'n verloste persoon en 'n onverloste is dat as die verloste persoon geval het, as sy voet vasgehaak het en net neergeslaan, dan kniel hy voor God voor hy opstaan. En dan kom hy oorent en dan probeer hy op sy voete bly. Daar is so iets soos 'n volharding in jou geloof, maar nie 'n volharding in jou vallery nie. Daar is so iets soos 'n beklei teen die sonde in my. Ja. En want hierdie ding dat God my verander, dat die Here my verander, dat die Gees my verander, is nie 'n towerstafie wat hy swaai. Woer. Ja. En nou is jy gered nie. Dit is, ek onthou, ek dink ek het dit al vir jou vertel, maar dit bly nog altyd vir my 'n baie snaakse een. Louis Malherbe het gesê, hy het hom laat oordoop, omdat hy 'n dieper geestelike lewe wil hê en groter vernuwing in sy lewe wil hê, maar toe hy so uit die bad, uit die swembad uitklim en die meisie voor hom sy rokkie kleef so styf teen haar lyf, toe besef hy skielik, die ou Louis is nie dood nie. Maar die ou Louis, die ou Skalk en die ou Marius gaan nie eensklaps dood nie. Dit bly 'n stryd wat ons in ons lewe voer, maar dis nie 'n stryd wat ons alleen voer nie. Dis 'n stryd wat ons voer omdat die Gees van God in ons is en ons nuut maak. En hy maak ons nuut deur die woord. Hoe dra ons kom weer daarby, maar dit is vir my belangrik dat ons dit verstaan. Hoe dra ons die vrug van die Gees? Hoe werk dit? Nie
op 'n outomatiese manier nie. Ek dra die vrug van die Gees wanneer ek in die Bybel lees, die vrug van die Gees is liefde. En dan vir 'n oomblik vassteek en dink, o goeiste, Ja. Het ek die liefde? En so werk die Gees altyd deur die woord, wat vir my sê, jy moet lief hê, jy moet geduldig wees. En dan slaan hierdie goed in my in, en hopelik verloor, as ek môre my selfbeheersing wil verloor, dan onthou ek hierdie teks van vandag, van jy moet geduldig wees, en dan breek ek my ongeduld, en ek beoefen geduld, en as ek dit 'n paar keer reg gekry het, dan begin ek die geduld al beter reg kry, want die Gees werk nie, dra nie vrug in ons outomaties sonder ons brein nie. Die Gees dra vrug deur die heilige woord van God, en deur die gewilligheid in ons te lê, soos die teks wat ons vorige keer gelees het, die gewilligheid, Filippense 2 vers 12 en verder, deur die gewilligheid in ons te lê, en dan en dan die volharding om aan te hou om dit reg te kry. Skalk die ding wat hier ook uitkom is net, en is weer met die vorige sessie ook, jy kan nie van jou eie vrugte eet nie. Die gedagte hier is, jy kan geduld, nederig, al hierdie vrugte van die Gees is goed wat jy beoefen teenoor iemand anders, nie teenoor jouself nie. Ja, dis vrugte wat iemand anders van jou boom pluk. En ek dink, weet, dis vir my belangrike ding as ons hierdie ding lees, want ons kan hom lees uit die punt van God oordeel goddelose mense. Wat die punt is, God is regverdig, God se geregtigheid is daar, maar die ding gaan baie meer oor dat God die ander mense gaan bykom wat goddeloos is en jy weet, gierig is, en hierdie gedeelte gaan oor hoe ons dit kan verander. Hierdie gedeelte gaan oor die vrug, en dat ons eintlik geroep word tot meer as net geredde mense. Ons word geroep tot mense wie se lewe sin en waarde het. Ja. En as so die koninkryk word gedefinieer nie aan 'n generiese entiteit nie. Dit word gedefinieer aan iets wat gestalte kry. Koninkryk is 'n ding waar iets groei en waar iets gebeur. Ja. Kyk, die koninkryk van God, as die koninkryk van God is, laat u wil geskied op aarde soos in die hemel. Koninkryk van God is wanneer ek nie my huis hoef te sluit nie, want niemand gaan inbreek en steel nie. Die koninkryk van God is waar ek aankom na 'n voetoorgang toe en mense stop. Dit is maar as ek net generies aangaan, dan gaan die koninkryk nie die koninkryk gebeur deurdat ek iewers gaan stop of dat ek iewers meewerk. Dis reg. Maar die probleem is, jy gaan nie in daai perfekte wêreld leef nie, maar dit is juis waar lig donkerte oorwin, is hier. Ja, dit is deur ons gehoorsaamheid, deurdat God se nuwe wêreld, dis waaroor dit gaan, God se nuwe wêreld, Jesus se woorde oor die nuwe skepping, 2 Korintiërs 5, ons is nou 'n nuwe skepping van God, nuwe mense van God. So dit bring ons by 'n plek uit om te dink vanoggend om te sê, waar is dit? Ek is nie gierig nie, ek is nie 'n egbreker nie, ek mense laster, maar dit bring ons by 'n ander plek om te dink oor die waarde van ons lewe. Nie net die gebrokenheid van ons lewe nie, maar dit wil klem lê op my lewe is tog meer werd as net die basiese. Ja, hy is meer werd. My lewe is, want ek offer myself aan die Here. En dit beteken dat ek nie, kyk, daar is hierdie mooi, man, ja, Jesus het gesê, as jy
jouself nie verloon nie, kan jy nie my disipel wees nie. Selfverloon, die Translators Handboek, dit is so 'n handboeke wat geskryf is vir Bybelvertalers. Ek slurp die goed op want ek is lief vir vertaling en ek werk graag daarmee. Maar die Translators Handboek het op 'n stadium voorgestel dat by daai teks dat jy dit vertaal met om jouself te verloon, dat jy dit vertaal met om vir jou eie hart nee te sê. Selfverloning is dat ek vir myself sê nee, en dat ek myself dan opoffer vir die Here en vir my naaste. Want die wêreld sê vir homself nie, die wêreld sê yes, dis wat ek gaan doen, ek wil dit doen en ek gaan dit doen en ek sal dit doen. Terwyl as ek aan die Here behoort, dan sê ek vir my eie hart nee, ek gaan nie, want die Here het ook my naaste om my so lief, dat ek myself, Jesus het vir hierdie persoon gesterf, laat ek ook 'n bietjie aan myself sterf. Weet wat, Skalk, hier tref nou 'n ding vir my, nee. So ek lees hierdie ding, en al wat ek raak sien is die goddelose mens, né? Maar hier is 'n sinnetjie, goddelose en ondankbare mens. Ja. Ek is partykeer nie 'n goddelose mens, maar ek is 'n ondankbare mens. En dan is ek eintlik 'n goddelose mens. Dan is jy eintlik 'n goddelose. Want weer eens, ek wil, kan 'n mens dan nie salig word wat in hulle goddelose en ondankbare lewe volhard en nie tot God bekeer nie. En ek dink baie keer is dit juist die kwessie van hoe, want ons is nou by dankbaar. Ek is nie sleg nie, maar ek is ook nie goed nie. Ek is ook nie, maar want ek is ondankbaar. Dis my punt is. En omdat ek ondankbaar is, kan ek nie vrug dra nie. Al wat uitkom daarin is weet iets anderste. Gaan ons na die besprekingsvraag toe gaan. Die katekismus waarsku dat onboedvaardiges nie gered kan word nie. Hoe help hierdie ernstige uitspraak ons om te onderskei tussen 'n gelowige wat uit swakheid in sonde val en iemand wat ondankbaar in sonde volhard en voortlewe? Hier kom hy. So in swakheid in sonde val en iemand wat ondankbaar in sonde volhard en voortlewe. So om aan te dink in die volgende gesprek, uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens?